Het is lekker om julle almal te sien en baie welkom vanmôre in die kerk. My gebed is regtig dat die Here jou sal aanraak. My gebed is dat jy so 'n belewenis sal hê van naby die Here wees, want hy is naby. En dat jy regtig jou hart sal oopmaak, soos wat ons nou net gesing het, dat dit regtig in jou lewe sal grondvat. Ekskuus, Janie, is hy nou by jou? Okay, nee, ons wil net mekaar verstaan. En almal wat dalk besoeker is vanmôre of vir die eerste keer hier is, ook vir jou welkom. En om bid regtig lekker saam met ons. Ek sien nuwe getroudes hier en ek sien verjaardagmaatjies hier, so dis lekker om almal so saam te wees. As ek jou groet vanmôre, wil ek vir jou sê, geliefde, genade en vrede vir jou van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. As ek jou groet as 'n geliefde, hoe voel dit? Voel dit vreemd? Ons spreek mekaar nie aan as geliefdes nie. Feit is, jy is God se geliefde. En dis regtig my gebed dat as jy uitstap, jy dit sal weet en sal glo en sal vat. Ons is besig met 'n 40 dae reeks oor sekularisasie. En eintlik wat dit is en wat dit in ons bewerk is, maar dit bring in ons 'n kreet dat ons sal oorgee. Dat ons sal oorgee en God sal vertrou dat sy skietlood wat hy in ons lewe vir ons die pad wil aanwys, dat dit ons enigste norm en ons baken sal wees. So eintlik roep hierdie reeks in ons 'n openheid om God toe te laat, om sy skietlood in ons te laat insak. Ek het lank terug 'n aangrypende ding beleef by 'n konferensie, was professor Maki Masango. Hy het toepas aanstelling gekry by Tuks teologie fakulteit. En ek dink ek het die storie al hier vertel, maar vertel dit weer. En hy vertel vir ons van toe hy nou 'n seentjie was. Toe het hulle hier na die ooste toe gebly, en ek weet nie of dit nou Mamelodi was of presies waar nie. Maar die enigste plek waar hulle kon skool gaan was daar by Marabastad rond. Nou, as jy nou mooi dink, dis nogal ver uit mekaar uit. Daar was maar een manier vir hulle. Hy's ouer, hy's seker so 15 jaar ouer as ek. So nou weet hoe grys is hy. En hy vertel die verhaal van hoe hulle elke dag gestap deur die stad, soontoe, en vanmiddag as hulle terugkom. Hy sê baie gereeld. Dan is daar nou, soos wat dit nou maar was, 'n klomp seuns wat hier iewers in die stad skool gaan, en wat nou na skool, is dit nou hulle tyd verdryf, en hulle speelietjie, om van die swart kindertjies wat nou daar deurstap, deur hulle gebied stap, na hulle huise toe, te jaag en te vang, en te slaan. En hy sê, as hulle dan vanaand by die huis kom, as hulle stikkend geslaan, baie gereeld. Dan sy ma, wat hy sê 'n wonderlike mens was, hulle wonde versorg, pleisters opgeplak, vir hulle gegee wat daar te ete was, en dan hulle in die bed gesit. En dan sy langs hulle is 'n klompie kinders, en hulle het so saam op bed geslaap, dan sy langs hulle bed kom kniel, en dan sy saam met hulle gesing. En ons gaan vanmôre daai lied sing. Kom ons sing het, ons gaan dit sing, en soos wat sy dit nou maar gesing het, en dan as by die refrein kom, dan kan julle saam sing. So ons gaan so begin. Die 40 dae reeks oor sekularisasie. Sekularisasie is 'n woord wat eintlik maar ons kultuur beskryf. En wat eintlik maar ons kultuur wil ontmasker, dat ons kan raak sien dat ons kultuur geskaak is. Dis nie 'n nuwe ding wat het in ons tyd gebeur nie, dit gebeur van die begin af. Die belangrike is dat elke tyd, ook soos ook ons tyd, moet ons dit raak sien. Anders word ons slagoffers en volgers van ons kultuur, terwyl die Here ons roep om nuwe kultuur te skep. Ons moet die kultuur skep, waarin ons kinders grootmaak, waarin ons lewe. Ons kan nie net slagoffers wees en medelopers wees van die kultuur wat gebeur nie. Want daar's kragte, groot kragte wat ons en ons kultuur meesleer. En as ons nie wakker is nie, as ons dit nie raak sien nie, dan is ons slagoffers
van dit. Hierdie reeks ontmasker eintlik so 6 plekke waar ons kan kyk, waar ons kan opstaan teen die kragte, teen die stroom van meesleuring wat daar op ons inwerk. Die eerste een was individualisasie, daai klompie weke terug. En die helpwoord wat ons daai week gekry het was, kyk weg van jouself af en die Here roep ons om mekaar raak te sien. Mekaar is die helpwoord daai week. Ons moet baie sensitief raak vir mekaar. Ons moet baie meer die woord mekaar in plaas van die woord ek gebruik in elke tweede, derde sin. Die tweede een was materialisme wat ons nou 2 weke eintlik by stil gestaan het, so saam met die lang naweek ook. En ons almal is slagoffers daarvan. Soos ook die eerste een. Is ons almal slagoffers van materialisme. En dit het die groot dryf geword, dit het die norm en die toets geword vir of ons goeders doen of nie. En die helpwoord was of is nog steeds vir ons tevredenheid en dankbaarheid. As die belangrikste goed, as belangriker waardes wat ons moet inbring in ons woordeskat en in ons lewens in. En verlede week het ons gesê, maar toe stilgestaan het by die 2 voorbeelde wat Jesus gebruik het van die barmhartige Samaritaan en die verlore seun, en gaan lees dit weer en sien bietjie wat sê dit vir jou oor materialisme in ons tyd. En die sinnetjie was, die helpsin wil ek amper sê was, wie se naaste is ek? Ek is hier met 'n doel. God stuur my, en wie se naaste is ek? Nie wie is my naaste nie, want dan begin ek kies en keer. Wie se naaste is ek? Wie het my nodig? Die skietloot was nou al vir geruime tyd so half die metafoor wat ons gebruik om te sê, maar skietloot is altyd reg. Maar ons kan nie net hier kyk wat die skietloot vir ons die lesing gee en sê, hier is die plek nie. Ons moet kyk, waar is die skietloot, ons skietloot, wat ons gebruik en aanlê in ons lewens, waar is hy geanker? Want dit bepaal watter lesing gee hy onder, hier voor ons. En as 'n skietloot geanker is in materialisme en allerlei ander goeders wat wel is, dan is ons hele kultuur geskaak, wat ons kyk na die verkeerde goed. En die roeping hierdie tyd is om ons skietloot te anker in die hart van God, soos die pa van die verlore seun, wat Jesus vir ons uitwys, uitspel. En dit sal ons baie help, om die regte lesing te kry, van waar wil God hê moet ons wees, en waarna toe moet ons gaan van hier af. En hierdie week se tema is nou die Engelse woord commitment. Hy is ook so in die boekie, want commitment sê 'n klomp goeders, is 'n noemer vir 'n klomp begrippe. En die Afrikaanse woorde is, ons kan 'n paar noem, verbintenis. As jy 'n commitment maak, jy maak 'n verbintenis, hierdie twee het aan mekaar 'n verbintenis gemaak, dis 'n commitment. As jy praat van ouens, wie leef toegewyd, hy leef committed tot hierdie saak, hy het 'n commitment gemaak tot hierdie saak. Gehoorsaamheid is 'n ander moontlikheid. Miskien ook die woord oorgegee, hy is totaal committed tot hierdie saak. Miskien kan ons sê, hy het 'n belofte gemaak. Hy het 'n commitment gemaak. Ek wil nogal vir jou vra, as jy die woord commitment hoor, wat se Afrikaanse woord sal jy kies in jou lewe nou, vir hierdie woord? En as jy wil, en ek wil julle regtig almal uitnooi, stuur vir my 'n WhatsApp. Ek sal so by mekaar maak, soos wat dit inkom, en ek sal reageer na jou toe persoonlik, oor somme net, en ook oor hoe die woorde ingekom het, wat se woorde ingekom het. So, stuur vir my 'n WhatsApp, so graag wil hoor, wat tref in jou hart oor commitment. So, ek gaan nou die woord commitment gebruik vir hierdie preek, en hierdie week sal dit nou ook in die selgroepe so wees, want dis die woord wat in die boekie ook gebruik word. Kom ons vra die Here om met ons te praat, dat ons sal hoor wat hy wil sê. Kom, Here Jesus, ons is hier, op u bevel vergader, ons is saam in u naam, Here. Dankie vir wat ons al kon beleef, dankie vir wat ons al kon sing, kon bely. Dankie dat ons kon oorgee in hierdie kosbare lied. Dankie Here God, dat u ons hier kom ontmoet het. U was voor ons vanmôre al hier. Maar u bly nie agter as ons net nou hier uitgaan nie. U gaan ook voor ons uit. En daarom Here wil ek nou vra dat terwyl ons nou hier is, werk met ons en oriënteer ons en help ons Heer, sodat as ons hier uitgaan en hierdie week weer gaan vat, hierdie lewe, hierdie harde wêreld waarin ons leef, dat ons georiënteer sal wees, dat ons gefokus sal wees, dat ons
met kommitment teenoor U sal gaan lewe. En Here, wys ons vanmôre wat U vir ons wil laat sien, wat U vir my en vir elkeen in sy eie lewe sal wil laat sien. Gee dat ons met 'n oop hart hier sal sit, met 'n oop lewe voor ons, eerlik sal luister en nie weer die goed sal aangee, hierdie stukkie, hierdie sinnetjie vir daai een by die werk en hierdie sinnetjie vir daai een in die familie. En ek hoop wens so hierdie een was hier om te kon hoor. Here, ons is hier op U bevel vergader. U wil met ons praat. Help ons om te hoor. En elkeen wat hierna op een of ander plek oor die wêreld ook na hierdie boodskap gaan luister, op sy foon of op sy rekenaar. Here, wil U hom, haar aanraak en help om ook U hart vir hom, vir haar te hoor. Praat nou, Here, asseblief. Ons wil graag luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die grootste voorbeeld van commitment is God. En dit moet daar begin. Dis die norm. Dis wat bedoel word met commitment, as ons na God kyk. Want die verbondsgod, wat al klaar verskriklik baie sê, herhaal oor en oor en oor, amper in elke Ou Testamentiese boek, amper elke profeet, kry ons dit, waar hy sê, op 'n punt, ek sal vir julle 'n God wees. Oor en oor herhaal hy dit. Ek lees 'n paar, enkeles. Jeremia 31, van vers 31, staan daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek. Al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dis die refrein. God wat weer en weer kom. God wat net so getrou is. Hy wat die verbondsgod is. Dis 'n vaste verbintenis. Julle, as ons kindertjies doop, is dit nie maar net 'n koue dooie ritueel nie. As hy afgewater is dit ons wat dit afgewater het. God het dit nie afgewater nie. Hy kom in 'n verbondsverhouding met jou en jou kinders en hulle nageslag. Kom ons lees 'n bietjie verder. 'n ander plek, Deuteronomium 7, hierdie verbondsgod, weet dan nou, die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare, wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon, tot aan die 1000ste geslag. As God hom tot ons commit, is dit nie so nie. En hang dit nie af of ek môre so of so is nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Hy verbind hom aan ons. Hy wil met jou 'n pad stap, hy het jou oneindig lief, onbeskryflik lief. Jy het nie taal of beelde om dit te verstaan nie. Jesaja 55 sê, gee aandag en kom na my toe, luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Hebreërs, kom kyk bietjie terug en dan hak hy aan daarby. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, nie sommer maar net 'n bees wat hier geslag is, en op die altaar gesit is, en het is als verbrand, en is verby, en volgende jaar moet julle weer kom, weer met 'n bees, dus weer kan slag, weer kan bloed kry. Nee, die bloed van die ewige verbond, het hy die groot herder van sy kudde geword. Hy is uit die dood uit opgeroep, en hy sit aan die regterhand van God, en hy tree in vir ons. Jacqueline, ons gaan nou die tema lied sing. Ek besef nou ons het nie daaroor gepraat het, en ek het hom hierso, so ek gaan hom sommer hier vanaf wys. So kom ons vat dit en erken dit. Hy is die een wat met my 'n verbond het. En kom ons besing dit. Ons kan net so bly sit. Ons sing hierdie ons sal eintlik maar ons tema lied 2 keer. 2 verse.
So ons inspirasie vir kommitment kom van God af. Hy is ons hoogste en ons beste inspirasie. Hy stel die norm vir kommitment. Dit is 'n vaste ding, julle. In ons tyd is alles so vloeibaar. Alles is so relatief. Alles is maar net so, dange vir die wind waai. Hy roep ons om op te staan en vaste bakens te wees, waaraan die res van die wêreld, die gemeenskap, kan hak. Dat hulle bakens van hoop en van rigting kan sien in ons, wat in hierdie wêreld leef, wat in 'n verbondsverhouding met God staan. Dus, ons kommitment is daarom eerstens, teenoor. Ek kies nie elke oggend, gaan ek vandag nou Christen wees of nie. Ek word nie elke dag weer 'n nuwe Christen nie. Ek is sy kind. Dis my identiteit, julle. Dank die Here, verlede jaar, die 19de Augustus, was ons 'n groepie wat begin het om elke oggend dit te verklaar. Jy het jou identiteit uitgeskryf en kyk jy elke oggend in die spieël en jy sê vir jouself, en hier's 'n klomp van julle manne en vroue wat hier sit. Ons is nou nie heeltemal 'n jaar aan die gang nie, maar ons is ook al in 'n goeie klomp maande met mekaar aan die gang. Ek dink is omtrent 8 maande, rolweg, as ek so sien party koppe knik. Christus. Wat ons mekaar elke oggend net laat weet, ek het my verklaring net weer gemaak. Waar ek my in die spieël kyk en sê, uit genade, ek begin dan sê ek is Derek de Tooy. Uit genade is ek 'n kind van die lewende God. Ek is 'n fanatiese volgeling van Jesus Christus, my verlosser en mentor. En ek gaan nie nou die res vir julle weer sê nie. Ek het dit alles al gesê. En ek nooi jou uit as jy in so 'n deel van dit wil wees, maak kontak. Waar jy elke dag dit verklaar wie jy is. Want jy is dit. Ons moenie met onsekerheid gaan leef in hierdie wêreld nie. Julle, die wêreld het nodig dat daar mense is wat committed is aan God. En hy roep ons. Hy het hom aan my verbind. Ek kan nie anders nie. Ek mag hom nie in die steek laat nie. Ek mag nie so leef nie. Hy het my om aan my verbind vir ewig. Ek is begenadig om sy kind te wees. Ek is begenadig om in 'n verbond te wees met God. En hy is die waarborg van die verbond. Hy is die waarborg van hierdie ewige verbond. Dit is my hoogste kwalifikasie. Dit is my grootste bate. En dis die rede vir my bestaan. Vir elke dag. Baie meer as my verstaan, die vlak van my verstaan. Baie meer as my logika, want as my glad nie logies nie, dan sou die Here nie met my 'n pad gestap het nie. Baie meer is die bewyse wat ek by mekaar kan maak, hoekom hy met my, en waar hy met my 'n pad gestap het al. Baie meer as daai klompie bewyse, baie bewyse, is hy die een wat my inspireer en motiveer. Moet nooit probeer om God te verstaan nie. Moet nooit probeer om jou denke nie, want hy is net baie groter as my denke oor hom, as my bietjie power, wil ek amper sê, verstaan van hom. Hy is net soveel groter en meer. Maar nou is ons slagoffers van ons kultuur. Ons kultuur het ons geskaak. En die sonde in ons het ons geskaak en daarom sukkel ons met commitment. Commitment is een van die plekke waar die gesekulariseerde samelewing ons kultuur geskaak het. Dis een van die plekke. Hoe maklik gee ons nie op 'n taak of op mense nie. Wees maar eerlik. Nou moet ons regtig net met jouself baie eerlik wees. Hoe maklik verbreek jy nie jou woord nie? Kinders laat weet, ek kom na die partytjie toe. Daar gaan kostes aan, word aangegaan, daar word moeite gedoen, daar's 'n verwagting wat geskep word. Ag, maar dan val daar iets voor wat nou lekkerder gaan wees.
Dat ek nie eens altyd die moed om verskoning te maak dat ons nou nie meer kom nie. Partykeer sal ons op kort kennis ging sê, hoor, ons kom nie meer nie. Jammer man, vreeslik jammer, hoor. Jammer, ek hoop nie dit was ongerieflik nie. Nee, dit was nie, maar ons lieg. Dit was. Dis hoe dit is. Kan mense op jou staat maak? As mense vir jou 'n ding gegee het, gevra het, kan hulle sê, afgehandel, dis vir Derek gegee, Derek sal dit doen. Dis fyn. As mense oor my 'n getuieskrif moet skryf, sal hulle dit in die getuieskrif skryf. Ons kan op hom staat maak. Sy woord is betroubaar. Sy woord is sy eer. Is jou woord regtig jou eer? Want ons mooi weet wat dit beteken. In die video wat saam met die reeks gaan, wat by groepe gekyk word, wat jy ook op die webblad kan aflaai van hierdie week, vertel Eddie Leroux sommer net van die ouetjie wat vir sy meisie sê, jong, ek het jou so lief, ek sal enigiets vir jou doen, ek sal deur vuur vir jou gaan, en dan net voor hulle groet, dan sê hy, ek sien jou môremiddag, as dit nie reën nie. Dis omtrent hoe ons werk, nee. Hoe werk ons, hoe werk jy, hoe werk ek met mense? Met mekaar? In ons huwelike? Wat het geword van till death do us part? Tot die dood ons skei? Ja, party huwelike raak so chaos, dat dit moet beëindig word, terwille van oorlewing omtrent. Maar wat het gebeur, dat dit by hierdie punt gekom het? Waar was die verbintenis? Waar was die commitment? Hoe is ons met vriende? Ag, ons los sommer met mekaar, as dit nie meer gemaklik is nie, of jy nie meer vir iets beteken nie, skuif jou uit. Met ons werksmense, dink 'n bietjie so daaroor. Daai ou wat by jou werk, daai vrou wat by jou werk, plaas haar totale bestaan, haar toekoms, alles op jou. En ons het 'n kultuur van maklik ontslaa raak. Maklik maar net die toukie knip. Wonder wat vra die Here van ons? Ek weet wat vra die Here van ons. Take wat op jou pad kom, maak jy dit klaar? Is jy klaar as dit klaar is? Of stop ons maar halfpad? Gee ons maklik op? As ons bietjie praat oor waardes, want is uiteindelik die waardes wat ons kies, wat my lewe rig. En as ek committed is tot die waardes, sal my lewe gerig wees en gerig bly. Hoe maklik gee ons nie op waardes nie. En dan maak ons mooi verklarings, nuwejaarsvoornemens. Sit dit iewerster op, deel dit dalk selfs iewerster. Maar waar is die commitment tot dit? Ons sou waardes op 'n manier kon definieer as beginsels waarnaartoe ek of waaraan ek my commit, verbind. Toe ons waardes van ons gemeente klompie jare terug vasgemaak het, hierdie jaar het liefde bygekom, die L, is nou vloed. Dit was voed, die afkorting, die akroniem. Toe het dit baie mooi en vroom geklink, en ons het mekaar gesê, ons hoor, die Here vra van ons, dat ons as gemeente Valeria, hierdie waardes in die gemeenskap, moet oprig, moet in stand hou, moet bakens van hoop wees, wat dit betref, verskeidenheid, liefde, omgee, eenvoud, diensbaarheid, diens mekaar. Toe was dit, het dit baie mooi vroom geklink. Die vraag is, leef ons dit uit in die invloedsfere waar ons is, en waar ons kom? En wat doen ons as dit moeilik is, en daar waar dit moeilik is, en moeilik raak? Gee ons maar net op as dit 'n uitdaging raak,
en die prys van omgee dan nou te hoog raak. As verskeidenheid uitdagend raak, wat doen ons? Sê nee, ag, dis my ongemaklik, dis my lekkerder en makliker om met my eie mense, ek wil eerder met my eie mense die hele tyd besig wees, die wat ek kies binne my, ek wil 'n groep definieer, en binne daai groep wil ek voor omgee. Wat dan van ons waarde? En die realiteit is, hoe maak ons, as ons omgee en ons verskeidenheid veroorsaak het, dat ons hierdie winter, elke nag, 'n klomp straatslapers gehad het, wat by hierdie deur, by elke deur van hierdie kerkgebou, styf teen die deur, skuiling kom kry het, teen die winterkou. Omtrent 15 op 'n nag. Wat maak ons dan met ons waardes? Hoe hanteer ons hierdie baie komplekse saak? Dan het ek nie die hart om vandag vir jou te sê, hey, opstaan, loop. Kyk, dit sou makliker wees vir ons, en ons het dit selfs oorweeg. Ons het al oorweeg om op 'n stadium te sê, maar ons is Valeria Gemeenskapskerk. Ons is hier vir die gemeenskap. Dan kon ons nou hierdie winter, kon ons nou hier by ons hek 'n groot bord opsit, Valeria Gemeenskapskerk. En dan kon ons hier langs 24 se land af 'n oordentlike heining bou om hierdie probleem op te los. Ons kon. Wat van ons waardes? Waar lê ons waardes dan? Ek hoop jy hoor dat dit 'n baie moeilike en 'n komplekse saak is, maar dit is presies hoe dit gebeur het hierdie winter. Jy sien, as ons verbind is tot ons waardes, dan kan ons nie gerieflikheidshalwe maar net opgee daarop nie. Echo is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Echo. Nou omtrent vir 19 jaar al is Jaco, Dominee Jaco, Strydom, vir die van julle wat hom nog nie ken nie. Verbind hy hom daartoe om hierdie waardes uit te leef teenoor mense wat, hoor mooi, die slagoffers geword het van 'n gebrek aan kommitment. Het gemaak dat daai kinders geland het waar hulle geland het. Op straat, in die gutters, in die gemors. Vir 19 jaar al stap hy 'n pad en hy leef hierdie waardes en hy probeer. En dit is uitdagend, as jy dit nog nie van naderby beleef het nie. Mense, kinders wat diep in die moeilikheid geraak het, omdat die kultuur geskaak is, ons kultuur. En teleurstellings, en weer vergewe, en weer opstaan en weer probeer. Dit is hulle wedstrydplan. Nou weer met 'n ouetjie, wie hulle al so pad gestap het, oor en oor. En nou weer 'n keer, nadat hy weer 'n keer teruggeval het. Dit lyk nogal regtig goed op hierdie stadium. En ons weet, daar's geen waarborge nie. Hierdie week het Jaco gepraat op RSG, en van julle weet ek het hom gehoor, ek hoop daar's nog ander wat ek gehoor het. Vroeg in die oggend, 5:06 se oggendoordenking. Woensdagoggend sê hy sê liefde word gespel M-O-E-I-T-E, moeite. Liefde word gespel moeite. Dis nie anders nie. Dit vat van jou. Liefde, om dit hier te sê, is soos stof in die wind. Dit word werklikheid as daar moeite bykom. En hy is 'n rolmodel vir ons. En ons as gemeente se pad met Echo uitdagend. Julle weet nie die helfte nie. En as baie keer dat jy voel, ja, kan dit so aanhou. Tot ek weer daai ouetjie se storie hoor, dan verkrummel my hart. En dan stap ek weer nog baie paaie en vat baie teleurstellings en baie goed wat vir ons uitdagings is. Vra maar vir Willem by die eiendomskommissie. Dit is nie eenvoudig nie. Maar dit is ons waarde, waartoe Jesus ons geroep het, wat ons geglo het en verklaar het. Dit het die Here op ons pad kom lê. Ons het nie 'n keuse nie, ons is committed daartoe.
As ons, as Jesus se kerk, begin opgee op mense, wat in nood geval het, omdat die kultuur geskaak is, gaan dit baie sleg. Is dit verskriklik. Ek wil sê, dis onvergeeflik. Dis sonde teen die Heilige Gees. Ek sal dit nie op 'n ander manier kan verstaan nie. Onthou julle nog, so 'n klompie jare terug het ons Fireproof gedoen. Dis een reeks, Fireproof. Ek weet nie wie van julle was toe hier gewees nie. En twee van die slagspreuke in daai tyd, wat dit baie gaan oor verhoudings en huwelike onder andere, is you never leave your partner behind, especially in a fire. Dink nou 'n bietjie aan brandweermanne. Dis waar dit vandaan kom. Die hele metafoor was brandweer en vuur. En die ander een is fireproof doesn't mean a fire will never come, but that when it does, you will be able to withstand it. As ons committed is aan mekaar, as ons commitment uitleef, is ons soveel sterker as die vuur kom. En die vuur kom. Hy kom een of ander tyd. Dit is 'n realiteit. Ons het hierdie week 2 begrafnisse gehad. En daai mense se lewe het die vuur hierdie week vir hulle getref. Onverwags. Aan een was daar 'n baie bejaarde dame. Dis nie die probleem is, dink ek, dat deel van ons geskaakte, gesekulariseerde kultuur is dat die eerste toets wat ons aanlê gaan dit suksesvol wees? Gaan dit vir my sak iets beteken? En die tweede ding is, gaan dit lekker wees? En as dit nie die lekker of die suksesvolle toets deurstaan nie, dan doen ons 'n ding nie. Of dan los ons dit. Ek dink ons geskaakte, gesekulariseerde kultuur gee net te maklik op mekaar. Veel te maklik op God op. Ek kan dit nie glo dat ouens wat al die jare met God op pad stap in die kerk nie, dan gebeur iets, sê hulle, maar waar was die Here? Eerste vraag omtrent wat gevra word. My mond hang so oop dat ek nie weet wat om te sê daarna nie. Wat sê ons daarna? Ek wil amper sê, wie is jy om aan God daai vraag te vra? Hy wat jou so oneindig lief het. Dit sê net hoe 'n kind is jy en ek. Want dit is net 'n kind wat nie verstaan as sy pa vir hom sê, nee, nie dit nie. En die kind wil dit nou hê. Die Bybelse boodskap is juis om ons te help om met commitment te leef en op te staan ten spyte van. En daar's baie voorbeelde. Dink maar aan Habakuk. Al sou die vrye boom nie bot nie. Rina, die keuse wat hulle gemaak het vir hulle begrafnis vir die week. Al sou die vrye boom nie bot nie en daar geen wingerd dan nie, dan gaan hy so deur, dan sê niks, daar's niks. Dis 'n kaal, moedelose prentjie voor ons. Nogtans sal ek jubel, want ek jubel in die Here. God, my verbondsgod. Job, wat net eenvoudig in geloof sê, die Here het gegee, die Here het geneem. Loof die naam van die Here. Dis hoe hy leef. En ding het waardeur het hy toe gegaan en het staande gebly. En Jesus wat sê, kan die beker nie asseblief by my verbygaan nie? Maar as dit nie kan nie, Vader, U wil is die beste. Daar is ook voorbeelde in die Bybel waar commitment nie gehou het nie. En die bekendste voorbeeld is Petrus, die rots waarop Jesus sy kerk gebou het. Wat gesê het, al gebeur wat, Here, al gebeur wat, ek sal by U staan. Hulle kan almal weghardloop, ek sal by U staan. Totdat die haan se kraai moes herinner dat hy dit gesê het en hy in trane uitgebars het en buitekant toe gegaan het. Bybelse voorbeelde van commitment is Rut en Naomi. En dis die teks wat hierdie week in die boekie is. Waarna oor gepraat gaan word. Dink maar aan Dawid en Jonathan wat 'n verbond met mekaar gesluit het en gesê het, maar ek sal en dan bly hulle daarby. Hulle albei se lewens was op 'n stadium in gevaar, maar dan het hulle gebly by die verbintenis aan mekaar. Dink maar aan Joshua. En die hele volk draai. Hy sien die wind waai wes. Dan sê Joshua,
Josef 24, vers 14. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Efraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag vir julle wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Efraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Maar dan sê hy, wat my en my familie betref, ons is committed tot God. Ons sal die Here dien. Ek dink dis waarna toe die Here ons nooi. Waarna toe ons roep. Commitment is om die regte ding te kies en dan by dit te bly. Alwaar die wind wes. Ek dink die gesprek hierdie week in ons koppe en tussen mekaar moet wees, wat is God se commitment? Ons moet daar begin. Wat is God se commitment aan ons? En waartoe nooi dit ons? Ek dink dit moet omtrent die gesprek wees. Wat is God se commitment aan ons? En waartoe nooi dit ons? En dan moet ons met mekaar praat en jouself eerlik wees, wat is commitment bouers en brekers in my lewe? In ons kultuur. Ek het 'n paar somme gelys. Ek het dit, wie is dit? Commitment brekers wat ek sommer gedink het, groepsdruk. Moet ek vir julle daaroor sê. Ek dink ons moet wakker wees. Want die almal gaan ons druk weg van God af. Teleurstellings. Jy beleef 'n teleurstelling. Jy beskuldig God daarvoor. Of mense daarvoor. Dit is luid. Ekonomiese druk. En dis baie in ons tyd, kan wees. Hierdie is 'n so vurk in die pad. Dis 'n keuse wat 'n ou maak. Partykeer is dit die ding wat ons na God toe bring, partykeer is dit die ding wat ons van God af wegkry. Voorspoed, groot gevaar. Groot gevaar. Grootste gevaar waarskynlik in ons tyd. Gaan dink weer oor hom. Onafhanklikheid. Die Here sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. As ons op ons eie staan en is okay. Ons is okay. Moenie worry nie. Ek's reg. Alles is reg. Al my goed is reg. Al die polisse en al die alarms en al die karre is nou net nuwe karre ensovoorts. Waarborge, diensplanne. Nee, ek is reg. Ek is reg. My kinders het grade of ek het beleggings vir hulle om te gaan studeer. Nee, alles is reg. Gevaarlike tyd. Gevaarlike tyd. Jaloesie. Selfgerigtheid, my ego. Commitment brekers, daar's baie. Maak die lys volledig. Commitment bouers. Wat bou commitment? Ek dink baie keer swaar kry commitment. En daar's 'n klomp voorbeelde. In gesinsverband, dat daar toe met ons swaar gegaan het en ons by mekaar gekom het en gesê het, julle ons mekaar vashou. Ons het mekaar nodig, dan kom maar 'n commitment. Dan bind ons weer aan mekaar. Ek beleef dit in selgroepe, waar daar siekte is, hulle saam deur dit gaan, saam deur dit bid, waar daar dood is in die selgroep, familie, bind hulle aan mekaar, sterker en sterker. Ons weet mos in ons land, ons volk se geskiedenis, dink in die arm blanke vraagstuk in die vorige tyd, waar die ouens so in die moeilikheid was, toe sien hulle mekaar raak, en toe help hulle mekaar, en staan op, en maak planne. Persoonlik, beleef het baie keer, ek sê baie keer vir Marlene, die beste plek vir 'n mens om te wees, is op daai punt, wat jy, ek wil opsit teen gediskrimineer word, of uitgerangeer word, sê maar 'n kind in skool, baie kinders wat bo uitgekom het hier iewerster langs die pad, net gesê, ek sal julle wys. Dan begin hy wiskunde doen hy sy huiswerk, dan word hy ingenieur. Ek het 'n paar voorbeelde, ek kan nou name noem, wat hier staan 6-7 net deurgekom het, wat oorweeg het om af te gaan en wiskunde te los, tot hy op hierdie punt gekom het, waar hy swaar genoeg gekry het. Omgee verhoudings is commitment bouers. Waar ons 'n punt kom, soos wat ons in 'n ander groepie is, byvoorbeeld, elke dag net vir mekaar wys, of so, my prentjie lyk omtrent iets soos dit, sê, ek het my ID gelees, daar's net 'n vrye verbintenis, dit help mekaar, dit hou ons by ons commitment. Hoeveel keer het ek voor my spieël gestaan en dan stotter ek by 'n sinnetjie.
kan ek dit sê? In volgende sin sê, ek is 'n fanatiese volgeling van Jesus Christus. Ek stotter hom uit. Party dae. Is dit waar, Derrick? Kyk ek myself in die oë. En dan staan ek net daar, en ek staan stil, totdat ek weer committed is om dit vandag te gaan doen. Accountable teenoor mekaar. Afhanklikheid, Matteus 5 vers 7, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. As jy regtig 'n bewondering vir Jesus het, bou dit commitment in jou. Maar jy moet Jesus bewonder. Jy moet 'n Jesus volgeling wees. Jy moet hom bewonder. Hy moet voor oë gehou word. As jy God se commitment onthou, dat hy verbondsgod is, met jou 'n ewige bloedverbond, bloed van Jesus verbond. As jy jou sonde besef, regtig jou sonde en jou sondigheid besef, en dan weer oorspoel word deur die grootheid van God se genade vir jou. Ek dink dan help dit jou. Dis 'n commitment bouer. As jy rolmodelle het, ek het nou maar net van Jaco gepraat. Daar's baie. Met al die foute wat elke mens het. Maar as inspirasie en kies mense wat rolmodelle vir jou kan wees, wat jou inspirasie kan wees, wat jou kan help. Wat sê ons mekaar? Wat glo die Here vir ons gesê? Maak die regte keuse. Besluit wat is die belangrikste goed in jou lewe. Wat is jou identiteit? Wie is jy in God? Verbind jou daartoe, julle, en dan bly jy daarby. En wees bewus daarvan dat die gesekulariseerde wêreld gaan stoot en gaan stamp en gaan ruk aan hierdie identiteit van jou. Elke dag. Leef jou commitment uit vir die res van jou lewe en groei daarin om dit gestalte te gee, om dit vleis en bloed en sigbaarheid te gee. Dit waartoe jy committed is. Jy is. Ek neem aan omtrent almal van julle hier is gedooptes. As jy nie is nie, kom praat met my, dat jy daai vastigheid in jou lewe kan kry. Jy's 'n gedoopte. God het daai dag gesê, ek verbind my aan jou. Hoopelik het jy iewers langs die pad dit besef wat dit beteken het, en jy het gesê, Here, ek aanvaar dit, dit oorweldig my, dit oorspoel my. Ek verbind my aan U. Gaan leef met commitment teenoor God en teenoor mekaar. Wat moet jy kry? Ontvang dit. Vat dit. Ek gee so 'n oombliekie stil gebed. Here, toe ons in die begin gesing het, ons gee oor, I surrender all to Jesus, I surrender. Het ons dalk nie regtig geweet wat ons daarmee sê nie. Nou weet ons dalk so klein bietjie meer wat dit beteken. So weet ons nie wat ons nou onderneem, wat dit môre gaan beteken, en oormôre, en Vrydag aand, en Saterdagoggend, en wanneer ook al, as ek in die verkeer sit, of in 'n vergadering is, of in 'n toets is, of tussen maats is nie. Maar Heer, ons wil nou hier, maar net vir U dankie sê, dat U met my 'n verbond gesluit het. Dat U liefde so groot oor my is. Dat dit 'n ewige bloedverbond is. En Here Jesus, ek wil U voor oë hou, en ek wil U volg, en ek wil met 'n 100% commitment teenoor U lewe. En ek wil so graag, Heer, dat soos wat U my roep, dit sal deurspoel en oorspoel na mense om my toe. Mense naby, mense ver. Help ons, Here, om teen die kultuur van ons tyd op te staan. Help ons om 'n nuwe kultuur van commitment
te skep en in stand te hou, sodat ons sal hoop gee, sal help hoop gee vir hulle wat nie meer hoop het nie, wat dink is verlore. Daar's een rigting en dis net af. Daar's net een spiraal en dis grond toe vir ons almal. Daar's net een einde en dit is nagmerrie. Help ons om op te staan en vandag en môre te gaan leef wie ons is in Jesus Christus die Here, wat God se genadeverbond met ons kom waarmaak het. En gesê, dit is volbring vir elkeen. Ook in Valeria. Here, help ons om so te leef. Môre en oormôre. En nou. En hierna. En tot ons laaste asem uitblaas. Ons bly dit van U in Jesus naam. Dat U deur die Gees ons sal help. Want sonder U krag, Heer, kan ons nie. En gaan ons nie. Maar dankie dat ons kan, omdat U kan. Ons loof U naam.